Johannes 16 vers 14, en hy die Ruach HaKodesh sal my, dis Yahweh, verheerlik, omdat hy dit sal neem uit my, hy sê, omdat hy dit sal neem uit my bruid, aan wie my Yahweh behoort. Jy moet aan Yahweh behoort, dat die Ruach kan werk. Aan wie my Yahweh behoort, ook hier in 2025, en aan julle wie nou na hierdie video kyk, verkondig. So, terwyl u na hierdie woord luister, kan u oortuig raak. Dit is so belangrik, dat ons in die waarheid moet funksioneer. Nie 80%, nie 85% nie, nie 99% nie. Prof, so jy is doodseker, man, ek is al vir die laaste 40 jaar doodseker. Ek het hoeveel keer gesê, want hulle sê, dis die laaste vredesverbond wat geteken is, dan sê ek, dis nie skriftuurlik nie. Hoekom nie? Want die vredesverbond is nie geteken nie. Dis nie die regte vredesverbond nie. Vers 15, alles wat die Vader het, is myne. Naamlik my bruid, wie deur my genadebloed vrygekoop is. Daarom het ek, dis Yahweh gesê, dat hy, Jahwe my Vader, sal neem of ontvang as 'n offer, uit wie naamlik my bruid aan my behoort, dis Yahweh, en aan julle ook in 2025 verkondig. Wat word vandag verkondig? Die bo-natuurlike geopenbaarde woord, en dis hoekom ons funksioneer in die bo-natuurlike woord. Dit wat 150 miljoen Jafiste en Hebreëse mense voor dood gemaak was, ons lewe in daai waarheid wat met bloed geskryf is. Dis met mense bloed geskryf. Die geskiedenisboeke is met mense bloed geskryf. Die Ruach HaKodesh woon in julle. 1 Timoteus 1 vers 13 en 14. Ekskuus tog, ek sê 2 Timoteus 1 vers 13 en 14. 2 Timoteus 1 vers 13 en 14 vir u wat notas maak. Vers 13. Hou as voorbeeld van gesonde woorde, die wat jy van my gehoor het. Dis apostel Paulus wat met broer Timoteus praat. In die geloof en liefde wat in Yahweh is. Halleluja. Kan jy 'n fout maak? As jy die goed glo in liefde, en daai liefde is natuurlik die agape liefde, die bo-natuurlike liefde, wat in Yahweh is, jy kan nie verkeerd gaan nie. Bewaar jou goeie pand, deur die Ruach HaKodesh, dis die Heilige Gees, wat in ons ook in 2025 woon. Waar woon die Ruach HaKodesh? Daar iewers in die derde hemel? Nee, broer. Die Bybel sê, Yahweh sê, ek woon in tempels wat met hande gemaak is nie, maar julle liggame is die tempel van die Ruach HaKodesh. Halleluja. Halleluja. As bruid het julle 'n erfdeel ontvang. Hoe wonderlik is dit? Efesiërs 1 vers 17. Efesiërs 1 vers 17. Het is wonderlik wanneer mens kan Bybelstudie doen en die waarheid kan hoor en die waarheid ek kan leer. Dit voel partykeer vir my ek wil uit myself uitspring. So lekker is dit om die woord te hoor. Ek hoor dit wat ons vir eeue glo. Die name het bygekom, maar die woord kom so lank. Dis daar, maar weet jy wat? Ons het met kerkdogmatiese oë en teologie van kerkstelsels die Bybel gelees. In die laaste 600 jaar was hierdie woord nog nooit so bedien gewees nie. Hy sê, as bruid het julle 'n erfdeel ontvang. Halleluja, ons is nie 'n klomp losers nie. Ons het iets wat ons voorwag. Jy sê Efesiërs 1 vers 17, dat Jahwe die Almagtige, dis die God van Yahweh, dis die Here Jesus Christus. Weet jy hoe bring ek dit vir jou in? Die Vader van die heerlikheid aan julle as bruid van Yahweh, die Ruach HaKodesh, dis die Gees van wysheid en openbaring in kennis van hom, Jahwe Almagtig, mag gee. So, dis nie iets wat outomaties is nie. Dis 'n gawe uit Vader se hand. Al die goed. Wysheid, openbaring van kennis, kom waar? Uit Jahwe se hand. En ons moet strewe na dit. En weet jy, as ons nie begin studies doen nie, as jy nie begin Bybelstudies doen nie, dan wil ek vir jou sê, jy gaan net bly waar jy is, jy gaan stagneer, en later aan dryf jy maar net so weg, terug waar jy was.
soos 'n hond na sy eie uitbraaksel en gaan 'n bietjie lekker en eet daar. Maar wanneer jy in die woord studeer, die waarheid, die geopenbaarde woord, dan groei, dan wil jy meer hê, dan sterker kos hê. Vers 18, verligte oë. Nou luister, ek dink wat ek wil doen het, ek wil net vers 17 lees in vers 18 in, dat Jahwe Almagtig, die God van Jahvashua, dis die Here Jesus Christus, die Vader van die heerlikheid aan julle as bruid van Jahvashua, dis die Ruach HaKodesh, of die gees van wysheid, die gees van wysheid, en die openbaring om te verstaan, en in kennis van hom, hoofletter hom, dis Jahwe Almagtig, dis God wat ander mag gee. Nou sê in vers 18, verligte oë van julle verstand. My oë as hy verlig is, affekteer dit my verstand, wat my sielsdimensie is. Verligte oë van julle verstand, sodat julle kan weet wat die hoop van sy roeping, en die rykdom, luister mooi, die rykdom van die heerlikheid van sy erfdeel, Vader Jahwe se erfdeel, onder die heiliges, die bruid van Jahvashua is, halleluja.